Welkom en goeiedag aan al die wiskundige geletterdheid graad 12 leerders vir vandag se aanlyn klas. Ek gaan so 2 minute nog gee net om geleentheid te gee vir die res van die kinders om almal in te skakel en julle self gemaklik te kry vir hierdie sessie. So moet asseblief nêrens gaan nie, wees geduldig, ons gaan binne die volgende minuut of 2 wegspring. Okay, dit lyk asof die leerdergetalle redelik gestabiliseer het, so ek dink ons kan maar wegspring. Weereens welkom by graad 12 se wiskundige geletterdheid aanlyn klas vir vanmiddag. Vir die wat my steeds nie ken nie, my naam is Kimberly Brits. Ek is die onderwysspesialis vir wiskundige geletterdheid. Voordat ons die aanlyn klas begin, wil ek net graag deur die volgende basiese instruksies lees saam met julle. As jy sukkel om my te hoor, maak seker jou klank is aan en jou klankstelsel se volume is harder gestel. Jou rekenaar se klankknoppie sal outomaties afgesit of gemute word wanneer jy by die sessie aansluit. Sou jy enige vrae het, kan jy onder of aan die regterkant van die skerm die hand-ikoon kies, daai raise your hand funksie. Laai hierdie aanbieding en addisionele hulpbronne van die inligtingblokkie onder of aan jou regterkant af. Kry gerus ook al hierdie inligting in die question box onder of aan jou regterkant. Onthou om jou vrae vir ons te stuur. Deelnemers word aangemoedig om vrae te vra en kommentaar te lewer, alhoewel irrelevante of onvanpaste kommentaar sal egter jou ontslag van die sessie beteken. Stuur die e-pos na academics@impact.co.za as ons nie by jou vraag uitkom nie. Vrae in die vraagboks of die question box sal beantwoord word en beskikbaar gestel word. Indien jy nie die vrae en antwoorde ontvang nie, stuur die e-pos na info@impact.co.za. Besoek Impact se webtuiste vir die opnames van die sessie. So op Impact se webtuiste gaan kyk asseblief na COVID-19 online schooling past class videos. Al die opnames van vorige video's as ook hierdie video word daar beskikbaar gemaak. So gaan kyk asseblief as jy weer 'n keer na die sessies wil gaan kyk. Okay, op hierdie punt wil ek net 2 ander goedjies bespreek. Vir vandag se sessie gaan ons weer eens kyk na 'n Junie eksamen vraestel 2. Hierdie is die Junie eksamen vraestel 2 van 2018. Die rede waarom ons weer na 'n tweede vraestel kyk is om seker te maak dat jy gemaklik is met die tipe vrae wat vlak 2 tot vlak 4 vrae is en dat jy ook met 'n verskeidenheid van tipe vrae te doen kry sodat jy gereed is ook vir die November vraestelle en vir die rekord eksamen vraestelle wat voorlê. Nou net om vir julle in kennis te stel, hierdie vraestel as ook die memorandum
kan van myimpact.co.za afgelaai word of jy kan dit in die handout boksie aflaai. So dit is vir jou vandag beskikbaar in die handout boksie, gaan laai dit asseblief daar af. Dan as jy voel dat jy het alternatiewe maniere of metodes wat jy 'n som mee kan oplos of 'n antwoord mee kan oplos, gaan kyk ook in die memorandum. Baie van ons alternatiewe oplossings word daar ook vir julle gegee. Dan wil ek noem vir die wat nuut is tot hierdie tipe aanbieding van my sessies, ek kan ongelukkig nie die witbord na 'n PDF dokument toe omskakel nie. So ongelukkig gaan ek slegs vir julle die vraestel en die memorandum beskikbaar kan maak en nie die dokument waarop ons vandag werk nie. Maar soos ek genoem het, al die metodes, die oplossings, alles wat ek vandag bespreek, dit kom net so uit die memorandum uit. So die oplossings tot die vraag, gaan kyk in die memorandum, dit is presies dit wat ek vandag met julle deur gaan. Dan wil ek laastens noem dat ek my kamera vir hierdie aanbieding gaan afsit sodat ons die maksimum grootte van die skerm kan gebruik. Dan kan julle ook bietjie duideliker die vrae sien en bietjie duideliker die oplossing sien. Okay. Alright, so almal behoort my steeds te kan hoor, baie duidelik, maar niemand van julle gaan my nou meer kan sien nie. So ek wil graag wegspring. Weereens wil ek julle aandag daarop vestig. Hierdie is 'n vlak 2 tot 4, 'n kognitiewe vlak 2 tot 4. Dit is 'n 2 ure vraestel en hy het 'n totaal van 100 punte en die vraestel bestaan uit 5 vrae. Nou ongelukkig besef julle ons het slegs 'n uur tot ons beskikking om hierdie vraestelle deur te werk vandag. So ek hoop dat ons deur die meerderheid vrae kom, maar dit wat ons nie tydens vandag se aanbieding kan bespreek nie, gaan asseblief na hierdie sessie en gaan kyk na die vrae wat ons nie kon dek nie. Maak seker jy verstaan dit, moet dit asseblief nie net los omdat ons dit nie vandag kon bespreek nie. So ek gaan dadelik wegspring met vraag 1. Vraag 1. Die Therons gaan op Eiserfontein aftree en wil 'n nuwe huis daar koop. Die huis kos R825.000. Hulle het egter nie soveel kontant nie en doen by Absa aansoek om 'n lening teen 'n terugbetalingsrentekoers van prima plus 2,75% vir die leningstydperk van 15 jaar. Nou let gou wel op jou ekstra inligting wat hier vir jou gegee word. Prima koers is vasgestel op 9% en dit is prima plus 2,75%. Nou vraag 1.1. Beantwoord die volgende vrae oor hulle lening. Vraag 1.1.1. Bereken 'n 14% deposito. So die huis se oorspronklike bedrag is hierdie 825.000 en die deposito sal 14% of andersins 14 op 100 van die oorspronklike bedrag wees. Jy is welkom om dit net so in jou sakrekenaar in te tik. Dit gaan vir jou 'n antwoord van R115.500 gee. Dit wil sê hierdie waarde is jou deposito. Vraag 1.1.2. Wat is die leningsbedrag? Nou, die oorspronklike bedrag is 825.000, waarvan daar voor die tyd reeds 'n deposito van R115.500 betaal moet word. Indien ons die deposito van die oorspronklike bedrag aftrek, gee dit vir ons 'n antwoord van R709.500. Dit wil sê hierdie is, hierdie is dan nou immers die bedrag wat op die ou einde van die dag geleen gaan word by Absa Bank. Vraag 1.1.3. Bestudeer die onderstaande tabel waar die faktorwaardes vir verskillende rentekoerse en leningstermyne toon. Vir elke, laat ek net highlight waar ek tans lees hierso, want dit is 'n belangrike stukkie. Vir elke R1.000 wat geleen word, word die terugbetalingspaaiement bepaal deur die leningsbedrag te deel met 1.000 en met die faktor te vermenigvuldig. Vraag 1.1.3a. Wat is die terugbetalingsfaktor? So nou baie belangrik. Kom ons stel eers vas wat is die rentekoers. Nou die rentekoers is 9% plus prima van 2,75. Dit wil sê 11,75 is die rentekoers.
Hulle gaan ook die lening uitneem oor 'n tydperk van 15 jaar. Daarom kyk ons in ons tabel 1 die rentekoers van 11,75, die leningstydperk van 15 jaar en as ons dit dan nou so gaan trek en af, is 12 die waarde waar die twee oorkruis. Okay, so dit wil sê ons terugbetalingsfaktor is 12. 1.1.3b. Bereken die maandelikse paaiement wat oor 15 jaar aan die bank betaal moet word. Nou eerstens gaan ons vasstel wat is ons maandelikse paaiement? Nou dit is waar hierdie stellingkie belangrik is. Die maandelikse terugbetalingspaaiement kan bereken word deur die bedrag wat geleen word. So dit is hierdie 709.500, die geleende bedrag, te deel met 1000 en te vermenigvuldig met die faktor. En ons het die faktor bepaal as 12. So as jy daai hele storie sommer nou net so in jou sakrekenaar intik, gee dit vir jou 'n antwoord van R8.514.0. Dit wil sê die maandelikse terugbetaling, die maandelikse paaiement is hierdie R8.514. Vraag 1.1.3c. Bepaal die werklike koste en die rente wat hulle sal betaal. So kom ons kyk gou-gou. As hierdie R8.000 bedrag my maandelikse paaiement is vir 15 jaar en daar in elke jaar 12 maande is die betaling op my lening op die ou eind van die dag R1.532.520. Okay. Dit wil sê, hierdie 1 miljoen bedrag is die bedrag wat ek geleen het, insluitende die rente wat ek op die geleende bedrag betaal het. So dit beteken, ek gaan die 1 miljoen bedrag vat, en van hom af trek ek die geleende bedrag van 709.500. As ek daardie twee waardes van mekaar aftrek, is die verskil R823.020. Dit wil sê, die huise oorspronklike waarde is 825.000. So die rente wat jy gaan betaal om daardie bedrag te leen, is amper dubbel die bedrag wat die huis oorspronklik kos. Nie heeltemal nie, maar amper. Okay, ek hoop almal tot en dusver verstaan heel goed. Ek gaan so klein bietjie die skerm vergroot. Ek sal aan die einde van vraag 1 geleentheid gee vir ouens om vrae te vra. So asseblief, as jy op ietsie afkom wat jy nie verstaan nie, waarop jy onseker is, sit vir my asseblief jou vraag in die vraagboksie sodat ek terugvoer kan gee daarop. Vraag 1.2. Meneer Theron se seun, Albert, verdien 'n bruto maandelikse salaris van R26.500. 'n Bruto salaris beteken voor aftrekkings. Die WVF, dit is jou werkloosheidsversekeringsfonds van 1% word van sy bruto maandelikse salaris verhaal, afgetrek. Bestudeer sy salarisstrokie op bylae A. Bylae A word dan nou vir ons hier aan die regterkant gegee. En beantwoord die vraag wat volg. Vraag 1.2.1. As hy 7,5% van sy maandelikse pensioen betaal, wat is die bedrag wat afgetrek word? So dit wil sê 7,5% van sy bruto inkomste. Dit is R26.500 maal met 7,5 en ons skryf hom as 'n breek. As ons dit vermenigvuldig met mekaar, kry ons 'n antwoord van R1.987.50. Dit wil sê hierdie R1.987.50 is dan nou wat hy maandeliks bydra tot sy pensioenfonds en dit is ook die waarde van A. Vraag 1.2.2. Bereken die bedrag wat as werkloosheidsversekeringsfonds bydra verhaal word. So dit is die waarde van B. Kom ons bereken hom. Dit is weer eens sy bruto inkomste, sy inkomste voor aftrekkings,
maal met 1 op 100, 1% op 100. En as ons dit met mekaar vermenigvuldig, gee dit vir ons 'n antwoord van R265. Okay, so dit wil sê, hy dra R265 by tot sy werkloosheidsversekeringsfonds. Vraag 1.2.3. Bereken sy jaarlikse bruto inkomste. Nou sy bruto inkomste, weer eens, is sy inkomste voor aftrekking, en dit is ook die salaris wat hy elke maand van die jaar ontvang. So R26.500 maal met 12, sleutel dit in jou sakrekenaar in, gee vir jou 'n antwoord van R318.000. Okay, weer eens ons vermenig met 12, omdat hy elke maand van die jaar, 'n jaar het 12 maande in, elke maand van die jaar ontvang hy dieselfde salaris. Dan kyk ons nou na 1.2.4, bereken Albert se netto salaris. Nou netto, ek onthou dit altyd deur netto is na die N vir na aftrekkings. So dit beteken, kom ek kyk gou hier vir julle. Ekskuus, ek dink ons het ek het nou 1.2.5 gelees. So dit wil sê, ekskuus ouens. Dit wil sê 1.2.4, ons moet gou die totale aftrekkings eers bereken. Ekskuus, ek het nou sommer gespring na die volgende vraag. So totale aftrekking sal wees hierdie A plus B plus die medies plus die vakbond plus die belasting. So kom ons plus gou al daai waardes bymekaar. Ek gaan dit nou nie uitskryf nie, dit voel ek is onnodig. So as ons sê A van R1987.50 plus die werkloosheidsversekeringsfonds van R265 plus die 2300 plus die 340 plus 3387.50. As ons al daai waardes bymekaar plus, gee dit vir ons 'n finale antwoord van R8.280.0. So dit is nou die waarde van C. Die totale aftrekkings. Nou, soos wat ek reeds verduidelik het, 1.2.5 bereken Albert se netto salaris. So die netto salaris is na aftrekkings. Dit wil sê sy bruto salaris van R26.500 minus die R8.280 se aftrekkings, en dit beteken die bedrag wat hy op die ou einde van die dag huis toe vat, vir al sy ander uitgawes, is R18.220. Okay, hoop julle het almal daar verstaan. Vraag 1.2.6. Hoekom dink jy moet werknemers belasting aan die regering betaal? Gee 2 redes. Nou hierso is daar's 'n verskeidenheid van moontlike antwoorde. Julle moet almal maar net mooi logies dink. Moontlikhede kan wees, die belasting se geld gaan gewoonlik vir padherstelwerk, vir onderwysstrukture, so dit beteken kantore of skole, vir hospitaalstrukture, so om hospitale te bou en so aan. Dit is waarvoor die belastingbetalers se geld gaan. Okay, tot op die punt kom ek loer gou, is daar enige vrae van julle kant af? Okay, ek sien daar's geen vrae in die vraagboksie nie, so ek gaan nie te veel tyd mors nie, kom ons gaan aan. Kom ons kyk na vraag 2.1. Definieer die term tarief. Nou julle sal sien ek het reeds hierso 'n definisie ingesleutel. 'n bedrag betaal per eenheid vir diens gelewer, insluitend elektrisiteit, water en telefoonrekeninge. So dit wil sê 'n sekere bedrag per eenheid wat betaal word. Ons werk gewoonlik met tariewe wanneer ons kyk na elektrisiteit, na water en na telefoonrekeninge. Vraag 2.2. Die Therons het 42 kiloliter water in Maart 2018 gebruik. Gebruik die munisipale tariewe en bepaal hoeveel hulle in Maart 2018 moet betaal, BTW ingesluit. Ek wil net vinnig op die punt noem, hierdie is 'n 2018 vraestel, so BTW op die stadium was steeds 14%. Let wel daarop dat dit nie meer 14% is nie, maar vanaf 2019 is BTW 15%. Nou net om seker te maak dat ons antwoorde ooreenstem met die wat op die memorandum is, gaan ons van 14% gebruik maak. So vraag 2.2 sê ons moet die kostes uitwerk vir 42 kiloliter. So ek gaan die skerm so klein bietjie groter maak. Ons gaan begin deur te sê 42 kiloliter. Ek kry net 'n pen.
minus 6 kiloliter. Geef vir my uitstaande 36 kiloliter. Dit wil sê, die eerste 6 kiloliter gaan ek teen R0 ontvang. So jy kry eintlik die eerste 6 kiloliter gratis, daarom gaan ek slegs vir 36 kiloliter betaal op die ou eind van die dag. Nou gaan ons sê, in die eerste omvang, hier is my eerste omvang, 6,1 tot 30 kiloliter, in daai omvang, vul 23,9 kiloliter. So 23,9 kiloliter, vermenigvuldig met die tarief van R6,48. Die tarief word hier vir ons gegee. OK. So, 23 vermenigvuldig met 6,48 gee vir ons 'n waarde van R154,87. Dit wil sê vir daardie 23,9 kiloliters wat in die tweede omvang val, gaan ek R154,78 betaal. Kom ons kyk nou na die tweede omvang. Nou op hierdie stadium, let wel, hulle het slegs 42 kiloliter gebruik. Hierdie kiloliter gaan tot en met, of hierdie omvang gaan tot en met 60 kiloliter. Ek vra om verskoning. OK, so hierdie derde omvang gaan tot en met 60 kiloliter. Dit wil sê dat ek nie die totaal van hierdie omvang gaan gebruik nie. Ek gaan nie sê 60 minus 30,1 en daardie omvang gebruik nie. Ek moet nou uitwerk hoeveel van die uitstaande kiloliters val dan nou in daai derde omvang. Dus gaan ek gou op hierdie punt sê, 23,9 plus 6 kiloliter, kom ons kyk gou, 6 plus 23,9, op hierdie stadium het ek nou al reeds 29,9 kiloliter se betaling vooruitgewerk. So, as hulle 42 kiloliter gebruik het, minus 29,9, gee dit vir my 'n uitstaande 12,1 kiloliter. So ek moet nog 'n bedrag uitwerk vir daai uitstaande 12,1. Daai 12,1 val dan nou in die derde omvangbreek. So daarom 12,1 kiloliter maal met die tarief van R17,20. En as ek daai waardes met mekaar vermenigvuldig, kry ek 'n antwoord van 208,12. OK, nou, bitter belangrik, hierso is waar jy nou absoluut moet vasbyt en mooi moet kop hou. In ons watertarieftabel, ek gaan gou vir julle highlight, kan julle sien, is die eerste paar waardes alles vir tariewe. Dan, die laaste 2 rye in die kolom, sê vir ons, vaste betaling as jy meer as 6 kiloliter gebruik en dan ook 'n infrastruktuur as meer as 6 kiloliter verbruik. En dan baie belangrik, daar is so geheime notatjie van BTW. So alhoewel hulle niks noem van BTW nie, moet jy onthou BTW moet ingesluit word, want al hierdie tariewe bedrae sluit nie BTW in nie. Dis gaan ons sê, OK, so die vaste bybetaling van R61,70 plus die infrastruktuurbetaling van R8,15 en dan, bitter belangrik, gaan ek sê die 208 nie, skus, ek gaan hierdie twee bedrae bymekaar tel. OK, dit gee vir my 'n waarde, 'n antwoord van R362,99. Nou ons wil die BTW van hierdie uitwerk, so ons gaan dit vermenigvuldig met 14% op 100, dit is die BTW gedeelte, en dan moet ons daai bedrag, daai R362 self betaal, dit is nou die bedrag uitsluitende BTW. As ons dit alles bymekaar tel, gee dit vir jou 'n finale antwoord van R493,44. So ons het die infrastruktuur betaal, ons het die watertariewe betaal, ons het die BTW op die water wat ons gebruik het betaal, en ons het ook die vaste bybetaling betaal. So hierdie vraag lyk so klein bietjie anders as jou gewone standaard tarief vraag. Dit was nou vraag 2 wat ons afgehandel het. Is daar enige vrae tot en op die punt? As jy 'n vraag het, kan jy jou hand opsit. Jy kan ook vir my net die vraagie in die vraagboksie los.
Okay, ek sien geen vrae nie, wonderlik, so ons gaan aan met vraag 3. Vraag 3 sê, verwys na die vloerplan van die Theronse huis in Uiserfontein en beantwoord die vraag. Vraag 3.1. Hoeveel deure word op die plan aangedui? Nou, die is 'n lekker eenvoudige, maklike punt vraagie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dit wil sê 9 deure. Okay. Vraag 3.2. Waarvoor staan die simbool wat A gemerk is? Hier's A verwys na hierdie sketsie en as jy 'n bietjie jou verbeelding gebruik, daardie is 'n stoof. Vraag 3.3. Watter soort aansig word op die vloerplan aangedui? Hier kan jy vir my sê 'n bo-aansig, 'n vloerplan, 'n kom ons dink 'n planuitsig. So kom ons sê maar huisvloerplan. Okay, vraag 3.4. Watter vertrek sal in die someroggendson kry? Verduidelik jou antwoord. Hier kom so klein bietjie algemene kennis in. Julle is veronderstel of julle behoort moontlik te weet dat die oggendson kom in die ooste op en die son sak in die weste. So as ons kyk na die rigting wat hier vir ons aangedui is, die noorde is aan die kant. So dit wil sê die sal die suide wees. Dit beteken dat die sal die weste wees en die sal die ooste wees. So, die slaapkamers as ook die kombuis, of die twee kleiner slaapkamers en die kombuis sal die oggendson ontvang. So kom ons sê kombuis plus die twee klein slaapkamers. Julle kan dit nou net vir my baie beter uitskryf. Ek skryf nou vinnig en opsommend. Slaapkamers. Okay, vraag 3.5. Bepaal die oppervlakte van die sitkamer in vierkante meter as die lengte 2,5 meter en die breedte 1,5 meter is. Gebruik die formule oppervlakte is gelyk aan lengte maal met breedte. Formule word vir jou gegee, dit is 'n redelike eenvoudige oppervlakte sommetjie. So ons weet die oppervlakte is gelyk aan lengte maal met breedte. Die lengte is gegee as 2,5 maal met 1,5. En die lekker ding is beide waardes is reeds in meter vir jou gegee. So jy het nie nodig om enige omskakelings te doen nie. Jy kan dit net vermenigvuldig. En daar is jou antwoord. 3,75 vierkante meter. Bitter belangrik op die stadium, onthou jou eenheid. As jy nie 'n eenheid gee nie, gaan jy waarskynlik 'n punt verloor. Vraag 3.6. Een teel is 30 cm by 30 cm. Hoeveel teels word benodig om die sitkamer te dek? So hierso het ons nou die sitkamer se oppervlakte bereken. Let wel, hy is in meter gegee. Die teel aan die ander kant hierso is in sentimeter gegee. So hier het ons nou op hierdie stadium nodig om gou-gou omskakeling werk te doen. Ons gaan sê 30 cm is gelykstaande aan 0,03 meter. Okay, so as ons op die ou einde sê 0,03 maal met 0,03, moet ek vermenigvuldig dit, gee vir jou 'n antwoord van, is eintlik 0,3, skus ouens, ek het nou hierso droog gemaak. Kom ons maak hom maklik. Ons sê 30 cm maal met 30 cm. So jou oppervlakte van jou teel is 900 vierkante centimeter en as ons hom dan omskakel, hier is eintlik bietjie makliker. Skakel hy om na 0,9 vierkante meter. Okay. So nou kan ons gaan en ons kan gaan na die res van die vraag, wat sê hoeveel teels word dan nou benodig. So dan vat ons die oppervlakte van 3,75, ons verdeel dit met 0,09 en as ons dit met mekaar deel, kry ons 'n antwoord van 41,6. Nou baie belangrik, jy kan nie 0,6 van 'n teel koop nie, jy het nodig om heel teels te koop. So ons gaan hom afrond na 42 teels. Ons kan hom nie afrond na 41 teels sien nie, want dit beteken ons gaan 0,6 van 'n teel benodig.
Kom ons kyk na vraag 3.7. Die teels word in houers van 12 verkoop. Hoeveel houers teels word benodig om die vloer te teel? So ons benodig 42 teels. Daar's 12 teels in een houer, so 42 gedeel deur 12 gee vir jou 'n antwoord van 3,5. Weereens, jy kan nie 'n halwe boks of 'n halwe houer teels koop nie. Ons kan ook nie net sê ons gaan 3 bokse teels koop nie, want dan beteken dit ons benodig 'n halwe boks teels. Daarom rond ons hom op na 4 bokse. 3,8. As een houer teels R150 kos, hoeveel sal die teels kos? So ons koop 4 bokse, elk teen R150 per boks en 4 maal met R150, sleutel dit in op jou sakrekenaar, gee vir jou 'n antwoord van R600. Kom ons gaan trek net die skerm so klein bietjie op. Vraag 3.9. Al die mure in die sitkamer moet geverf word. Die oppervlakte is 8,8 vierkante meter. 1 liter verf bedek 12 meter of vierkante meter. 2 lae verf word gebruik om die mure te verf. Hoeveel liter verf word benodig om die mure te verf? Rond jou antwoord af tot die naaste liter. So op die punt kan ons sê 8,8 liter of 'n vierkante meter is dan nou 1 laagie. As ons hom 1 laag sou dek, is dit die oppervlakte wat ons sou verf. Maar ons gaan hom 2 laag gee, so 8,8 maal met 2, kom ek kyk, 8,8 maal met 2 is dan nou 17,6. So op die eind van die dag gaan ons 17,6 vierkante meter moet verf. Nou, die volgende stap gaan wees om daai totale oppervlakte wat ons wil verf te verdeel met die verfbedekking van 12 vierkante meter. Nou as jy dit in jou sakrekenaar insleutel, kry jy 'n antwoord van 1,466 liters. Nou weer eens, ons kan nie 0,466 liter koop nie. Jy kan hom net tot die naaste liter koop. So ons gaan hom oprond na 2 liter. Weer eens, ons rond hom nie af na 1 liter toe nie, want as ons 1 liter koop, het ons 0,466 liter te min. So ons gaan eerder verf oor hê aan die einde van die dag. OK, ouens, op die stadium, het julle enige vrae? Ek kyk gou in die vraagboksie. OK, wonderlik. As niemand vra het nie, is dit seker goeie nuus, dan beteken dit jy hulle verstaan mooi wat ek tot en met nou gedoen het. Vraag 4. Gebruik die inligting, kaarte en afstandtabelle op bylaag B om die vrae te beantwoord. Vraag 4.1. Die Thurons gaan van Pretoria na Eiserfontein in die Wes-Kaap verhuis. Die afstand tussen Kaapstad en Eiserfontein is 87 km. 4.1.1. Wat is die afstand tussen Pretoria en Eiserfontein via Kaapstad? So ons het nou reeds vasgestel, hier word dit in die vraagstelling vir ons gegee, van Eiserfontein tot in die Kaap is dit 87 km. Maar as ons vanaf Pretoria tot in Kaapstad moet ry, wat is daai afstand voordat ons die pad van Kaapstad na Eiserfontein aanpak? Dis nou hier waar jy gaan kyk na die afstandtabel. Ons gaan eers sê ons ry van Pretoria na Kaapstad. En nou is die lekkerste is gewoonlik om die lyne te trek en te kyk waar hulle kruis. So op die stadium kan ons sien hy kruis hierso by 1460. So dit wil sê 1460 km plus 87 km is 'n afstand van 1547 km in totaal. Vraag 4.1.2. Op watter nasionale roete sal hulle van Pretoria na Kaapstad via Bloemfontein reis? So kom ons loer gou na die kaart hierbo. OK, Pretoria lê hierso, Bloemfontein lê hierso, Kaapstad lê hierso. Hulle gaan waarskynlik van hierdie rooi pad gebruik maak en die rooi pad word die N1 of die nasionale roete 1 benoem. So jy kan daardie vraag beantwoord eenvoudig deur te sê hulle gaan van die N1 gebruik maak.
Vraag 4.1.3. In watter kleur word nasionale roetes gewoonlik aangedui? So julle sal sien dat die kleiner nasionale roetes hierso op die kaart alles in blou aangedui word. So algemeen word die nasionale roetes in blou aangedui. Vraag 4.1.4. In watter algemene rigting lê Eiserfontein van Woester? Nou kom ons kyk gou weer hierso. As jy na die klein kaart kyk, hy dui nie vir jou aan waar Eiserfontein is nie. So daarom het hulle vir ons 'n tweede kaart gegee. Okay. So dit sê vir jou Woester lê hierso en Eiserfontein lê daarso. So heel eerstens Noord, Suid, Wes en Oos. So as ons weer na ons vraag kyk, in watter algemene rigting lê Eiserfontein vanaf Woester? So ons gaan kyk vanaf Woester, is dit Noord-Wes. Okay. Noordwes. Dit is die algemene rigting. Kom ons gaan aan met vraag 4.2. Maak ek kom nou heeltemal toe, skus. Die Therons vertrek Dinsdag 7 Februarie om 10:45 vanaf Pretoria na Eiserfontein. Hulle ry met die N1 en stop 3 keer. Die eerste stop in Bloemfontein vir 30 minute, die tweede stop in Beaufort Wes ook vir 30 minute en die derde stop in Kaapstad vir 20 minute. As meneer Theron teen 120 km/h ry, hoe laat en op watter dag sal hulle in Eiserfontein opdaag? Wys alle berekeninge. Die volgende formule mag gebruik word. So let daarop, daar word vir jou weer eens 'n formule gegee en dit sal wys wees om van hom gebruik te maak. Ek gaan net so klein bietjie optrek. Dis sy. So heel eerste, kom ons kyk gou-gou wat sonder enige breuke. Wat is die tyd wat hulle gaan reis vanaf Pretoria tot in Kaapstad? So die belangrikste is om nou te sê die spoed, kom ons gebruik gou-gou die formuletjie, is gelyk aan die afstand gedeel deur tyd. So ons vervang in die inligting wat ons het. Ons het die inligting of ons het die spoed van 120 km/h. Die afstand het ons mos nou reeds hierso bepaal as ons het dit mos by die Eiserfontein waardes getel. So dit was op die ou eind 'n afstand van 1547 km en die tyd is wat ons wil bereken. So as ons die tyd bereken, gaan ons die 1547 deel met 120. Dit gee vir jou, kom ek bereken dit gou hier, 1547 gedeel deur 120, gee vir jou 'n antwoord van 12,891 en die desimale waarde gaan aan. Nou op hierdie in graad 12 hoop ek, julle weet al dat daai 891 is nie die minute nie. Die sê vir ons 12 ure en daardie 891, daai 0,891 desimale waarde, gaan ons vermenigvuldig met 60. En dit gee vir ons 'n antwoord van 53 minute. Okay. Nou op hierdie stadium is dit sonder stoppe die afstand of die tyd wat hulle sou ry. So nou gaan ons sê 12 ure 53 minute en daarby plus ons elke liewe stop se tyd. So hulle het hier in 30 minute stop gehad. Hulle het toe in, kom ons kyk gou-gou, eerste stop in Bloemfontein vir 30 minute, die tweede stop in Beaufort Wes ook vir 30 minute. En dan die laaste stop was vir 20 minute. Okay, so nou kan 'n mens so ver gaan deur te sê 53 plus 30 plus 30 plus 20 gee vir ons 'n antwoord van 133 minute en 12 ure. Nou, ons weet, ons kry nie 133 minute nie, so daai 133 gaan ons deel met 60 minute per uur. So dit is gelykstaande aan 2 ure. Okay, dit wil sê op die ou einde gaan hulle 14 ure en dan kom ons sê 133 minute minus daai 2 ure, dis 120 minute. Is daar 13 minute oor. Okay.
So dit is die totale tyd wat hulle dan nou geneem het om van Pretoria tot in Eiserfontein te ry. Die vraag is steeds nie beantwoord nie. As hulle 10:45 Dinsdagoggend gery het en ons stel dan nou hierdie twee tye bymekaar. So 10 plus 14 is 24 en dan 45 plus 13 minute is 85 minute. So in streng gesproke gaan hulle Woensdagoggend 2 minute voor 1:00 die oggend in Eiserfontein stop. Dit is as hulle een pad deurry met al die breuke soos wat hulle dit genoem het. Ek sien daar's een vraag, ek gaan hom gou beantwoord. Sal hierdie webinar op Impact YouTube gelaai word? Nou eers ingeskakel, die krag was af. Ja, natuurlik, gaan kyk op Impact se webtuiste. Daar is 'n opsie wat sê COVID-19 schooling sessions. Al hierdie Impact webinars of online klasse word daarso opgelaai. So gaan kyk gerus daarso. Okay, hier gaan ons aan. Vraag 4.3. Gee 2 redes waarom die Thurons in Bloemfontein, Beaufort Wes en Kaapstad sal stop. So hierdie is 'n lekker vraag. Jy kan bietjie speel met moontlike antwoorde solank as wat dit in verband hou met die vraag self. Jy kon sê dat hulle het nodig gehad om te eet, hulle moes bietjie bene strek, hulle moes brandstof ingooi of hulle moes badkamer toe gaan. So jy kan enige 2 redes daar gee vir jou punte. Vraag 4.4. Meneer Thuron se motor het 'n brandstofkapasiteit van 45 liter. Dit wil sê die tank kan 45 liter brandstof vat. Die motor gebruik 12 liter vir elke 100 kilometer. Hoeveel keer sal hy moet stop om brandstof in te gooi? Wys al jou stappe. Ek gaan gou 'n bietjie die skerm net weer aftrek, daar sy. Okay, so, dit wil vir my sê, die afstand van Pretoria tot in Eiserfontein is 1547 kilometer. Ons gaan dit met 100 deel. Om te bepaal hoeveel liters hulle dan nou daarso uitgegee het. Want onthou, die vraagstelling sê 12 liter per 100 kilometer. So ons gaan hom eerstens deel met 100 en dan gaan ons hom maal met 12, die afstand. As jy dit in jou sakrekenaar insleutel, kry jy 'n antwoord van 185,64 liters. Okay, so dit beteken dit is die brandstof wat hulle gaan uitry van Pretoria tot in Eiserfontein. Ons vraag vra steeds, hoeveel keer moet hy brandstof ingooi? So hierdie is nie ons finale antwoord nie. Ons volgende stap gaan dus wees om die brandstof wat hulle gaan uitry te deel met die kapasiteit van die petroltank. As ons daardie twee waardes met mekaar deel, kry ons 'n antwoord van 4,1. Nou baie belangrik, weer eens, ons kan nie 0,1 keer stop nie. Ons kan heel getalwaardes stop. As dit is nou plat wiskunde as ek dit so verduidelik. So hulle gaan 4 keer moet brandstof ingooi om al die pad te kan ry. Okay, kom ons kyk na vraag 4.5. Ek gaan weer die skerm so klein bietjie opstoot. 4.5. As petrol R13.45 kos per liter, kyk hierbo lees ek. Hoeveel sal meneer Thuron vir die brandstof Eiserfontein toe betaal? So ons het nou vasgestel dat hy 185,64 liter se brandstof. Ja, nou het ons 'n groen pen hierso. Dit is hoeveel liter hy moet ingooi. 1 liter gaan tans vir R13.45. So as 1 liter R13.45 kos en ons 185,64 liter uitry, ons gaan die twee waardes dan vermenigvuldig met mekaar en dit gee vir jou 'n antwoord van R2.496,86. Okay. Nou kan ons bietjie inzoom weer. Vraag 4.6.1. Die afstand tussen Kaapstad en Eiserfontein is dan nou 87 km.
Die aankoopprys van 'n motor is R175.000. Die engine grootte is 2500 cc's. Die jaarlikse ryafstand is 25.000 km per jaar en die petrolprys is R13.45 per liter. Gebruik die onderstaande tabelle om die vrae te beantwoord. So heel eerstens net om bietjie te kyk wat word hier in die tabelle vir jou gegee. Hier is ons vaste koste tabel en hier is ons lopende koste tabel. Kom ons kyk na vraag 4.6.1. Bepaal die vaste koste om met hierdie motor tussen Kaapstad en Eiserfontein te ry, 'n enkelrit. Dit wil sê, ons kyk nou hier na tabel 2. Heel eerste, die kar se waarde is 175.000, so dit wil sê hy val in hierdie ry. En dan ry hy 'n gemiddeld van 25.000 km per jaar, so dit is hierdie kolom. En dan oorkruis ons twee rye daarso by 198. Let wel, dit is sent per kilometer. Nou ons gaan ons vaste koste bereken deur die afstand van 87 km te vermenigvuldig met die rand per kilometer. So ons gaan nie intik 198 sent nie, ons gaan hom intik as 1,98. Ons het dit bepaal deur te sê 198 gedeel deur 100. Dit gee vir jou R1.98. As jy dit insleutel op jou sakrekenaar, kry jy 'n antwoord van R172.26. So dit is dan nou jou vaste koste per kilometer wat die kar ry. Dan vir vraag 4.6.2, bepaal die lopende koste om met hierdie motor tussen Kaapstad en Eiserfontein te ry. Weereens 'n enkel rit. Nou hierso moet julle mooi kop hou, want daar is geen formule vir ons gegee nie. So kyk mooi, die engine grootte is 2500, so dit is dan nou die kolom. Ons gaan hier van A, B en C gebruik maak. Nou die staande formule wat meeste van die tyd vir julle gegee sal word, kom ek skuif net hierdie getal bietjie af. Die bestaande formule is gewoonlik A vermenigvuldig met die afstand, of skus nie met die afstand nie, die petrol. Die petrolprys, dit sê plus B plus C. Okay, so hier gaan ons sê A is 10,60 maal met die petrol wat vir ons hierbo gegee is as 13,45. Ons plus C wat 29,17 is. Ekskuus, dit was B en ons plus C van 25,20. Okay, kom ons doen dit gou-gou. Ek wil dit net op my sakrekenaar uitwerk. Maal met die R13.40 plus 29,17 plus 25,20. Dit gee vir jou 'n antwoord van 196,94. Nou weer eens, hierdie is sent per kilometer. Ons soek hom rand per kilometer, so ons gaan hom deel met 100 en dit wil sê hy gaan R1 afgerond 97 sent wees. Nou ons gaan om ons totale lopende koste te bereken, gaan ons hierdie bedrag vermenigvuldig met die afstand van 87 km. Dit gee vir ons 'n finale antwoord van R171,39. Okay, kom ons kyk laaste vraag vir vraag 6. Vraag 4.6.3. Bepaal die totale bedryfskoste om met hierdie motor tussen Kaapstad en Eiserfontein te ry. Nou jou totale bedryfskoste is jou vaste koste plus jou lopende koste. Okay, dit wil sê die twee waardes wat ons dan nou hierso en hierso bereken het, moet ons bymekaar tel. So R172,26 plus
R171,39. Sleutel dit op jou sakrekenaar in. Dit gee vir jou 'n finale antwoord van R343,65. OK, dit is al vir vraag 4. Ek gaan gou kyk of julle enige vrae het. Kom ons kyk, waar is die engine kapasiteit? OK, ek sien jy het nou hierso baie tegnies ingegaan met die kapasiteit van die engine wat ooreenstem met die karre met engines groter as 4 liter is onwettig. OK, let wel, hierdie is nou maar net 'n vraag. As jy so ver in die vraag wil indelf, dit is irrelevant tot om die vraag te beantwoord. Maar baie dankie, dit is interessant om te weet. OK, vraag 5.1, ons het nog so 9 minute oor, so kom ons kyk hoeveel ons van die vraag gedek kan kry. Die Therons geniet pizza en hulle gaan gereeld na Designers Pizza in Kaapstad. Die personeel by die restaurant probeer verhoed dat kliënte nie te lank vir hulle pizza wag nie. Die onderstaande mond- en snordiagram toon hoe lank kliënte vir hulle pizza moet wag. Vraag 5.1.1. Skryf die 5-getal opsomming van die bogenoemde neer. Die 5-getal is jou minimumwaarde, jou eerste kwartiel, jou tweede kwartiel, jou derde kwartiel as ook jou maksimumwaarde. En hierdie is 'n maklike afleessommetjie, so hierdie is jou minimum, hierdie is jou maksimumwaarde en hierso is reeds jou eerste, tweede en derde kwartiel aangedui. So 12 is ons minimumwaarde. Die eerste kwartiel is hierso in die middel tussen 14 en 16, so dit beteken dit is 15. Die tweede kwartiel stem ooreen met 22. En dan, kom ons kyk gou. Ek sien ek het my derde kwartiel nie hierso in nie, skus, dit is hoekom hierdie nou nie sin maak nie. Derde kwartiel en dan jou maksimumwaarde. Nou sy reg. Kwartiel 3 stem ooreen met 26 en jou maksimumwaarde is dan 32. En hierdie is 'n maklike 5 punte. OK, vraag 5.1.2. Bepaal die interkwartiel omvang. So omvang is gewoonlik jou grootste minus jou kleinste waarde, maar omdat dit 'n interkwartiel is dit jou derde kwartiel minus jou eerste kwartiel. En dit wil sê 26 minus 15, wat vir jou 'n antwoord van 11 gee. 5.1.3. Watter persentasie klante moet tussen 26 en 32 minute vir hulle pizza wag? Nou kom ons kyk gou hierso. Tussen 26, so dis hierso, tot en met 32. So dis alles wat hier val. Nou wat julle veronderstel is om te weet van 'n mond- en snordiagram, hy verdeel die waardes in kwarte. So 25%, dat ek net 'n pen kry, 25% van jou data lê hier, 25% lê hier, 25% lê daar en 25% lê daarso. So tussen 26 en 32 minute is 25% van jou kliënte se wagtyd. Kom ons gaan na vraag 5.2. Meneer King, die eienaar van Designers Pizza, het getel hoeveel mense sy restaurant oor naweke besoek en het die volgende data ingesamel. So hierso het hy nou 16 waardes van die hoeveelheid mense wat sy pizza winkel besoek. So ek het sommer vooruit gegaan en reeds opgetel, daar is 16 waardes met 'n som van 167. Nou vraag 5.2.1 vra, bepaal die gemiddelde aantal mense wat die restaurant besoek. Nou jou gemiddelde aantal is gewoonlik jou som van op die hoeveelheid waardes wat jy het. Dit wil sê, my som van is 167, so dit is nou as ek al die waardes in hierdie tabel gaan optel, gee dit vir my 167 en ek deel dit met 16, want dit is die hoeveelheid waardes wat gegee is. As ek daai twee waardes met mekaar verdeel, kry ek 'n antwoord van 10,44. Vraag 5.2.2.
Bepaal die modus van die data. Nou, modus is die waarde wat die meeste voorkom in jou datastel. So nou kan jy nou mooi gaan kyk. Die maklikste sal wees om jou waardes te orden. So dit van klein na groot te skryf, dan gaan jy baie duidelik kan sien dat 8 die modus van hierdie datastel is. OK, hy kom die meeste voor. So jou modus is 8. Vraag 5.2.3. Bepaal die omvang van die data. So omvang is jou grootste minus jou kleinste waarde. So jou grootste waarde is 20. Jou kleinste waarde in die datastel is 4. En 20 minus 4 is 16. 5.2.4. Dink jy meneer King se besigheid, ek weet daar's 'n spelfout, se besigheid is winsgewend, motiveer jou antwoord. Hier kan jy ja of nee beantwoord. So baie belangrik, jy moet sê ja of nee. En dit is jou eerste punt. En dan moet jy volg met jou rede vir jou tweede punt. So hier kan jy sê ja, hy maak wel 'n wins, want jy dink dat hy die meeste van die hoeveelheid mense, die meeste oor die naweke, die meeste hoeveelheid mense wat besoek, is nogal groot groepe mense. Jy kon ook gesê het, nee, jy weet nie of hy winsgewend is nie, want jy het nie genoeg data om so besluit vanaf te trek nie. Daar word niks gesê van hoeveel mense per naweek kom besoek nie. So jy kan lekker motiveer, en as jy goed genoeg kan motiveer, beteken dit jy sal jou punte ontvang. OK, ouens, ons het 4 minute oor, so kom ons tackle hierdie laaste vraag. Vraag 5.3. Designers pizza gebruik verskillende vulsels, soos salami, ham, feta, hoenderspek en beesvleis. Wat is die waarskynlikheid om 'n pizza met feta te bestel? Gee jou antwoord as 'n persentasie korrek tot 1 desimale plek. So hier wil ons sê die waarskynlikheid dat jy feta op jou pizza gaan kry. Nou hierso is 1, 2, 3, 4, 5, 6 moontlike opsies van wat jy op jou pizza kan sit. En feta is een van daardie 6 opsies. Ons soek wel ons antwoord as 'n persentasie, daarom vermenigvuldig ons met 100. Nou 1 op 6 maal met 100 gee vir jou 16,66. Ons wil hom korrek afrond tot 1 desimale plek. Daarom gaan ons sê 16,7%. OK, ouens, kom ons kyk gou enige vrae tot op die stadium. OK, ek sien geen vrae nie. Ek hoop dat almal van julle darm die werk verstaan het. Daar is nog so 'n minuut geleentheid, so onthou om jou vragies te los. Ek sal altyd per e-pos na die tyd terugkom na julle toe as jy nou nog 'n vraagie wil los. Dan vir die leerders wat nog nie by Impak geregistreer is nie en wat graag bietjie meer daarvan wil uitvind, stuur gerus 'n e-pos na info@impak.co.za. En dan van my kant af vir vandag se sessie is dit al. Ek wil vir elkeen van julle baie dankie sê dat julle ingeskakel het. Ek hoop julle kon darm iets leer en baat by vandag se bespreking. Baie dankie en geniet die res van jou dag.